Goeiemôre, het is 11 Desember en ons het nog so 5-6 dae oor vir vlugte wat in Amerika gaan aankom, voor hulle gaan sluit vir die jaar vir die vakansie. Die mense in die ambassade in Suid-Afrika wil ook gaan vakansie, hulle wil daar by Margate op die strand gaan hê. So dit beteken, en ons het gesien die laaste week, 2 weke, het die hele klomp vliegtuie hier aangekom, hele paar groepe, en ons verwag 'n hele paar groepe steeds in die laaste 5-6 dae voor hulle sluit vir die vakansie. So die groei van die refugee populasie word lekker groot in Amerika. Dit beteken daar's bietjie meer mense hierso en bietjie meer ondervindinge en so aan. En nou is daar, jy weet, messages wat uitkom oor party wat sukkel en so, en dan gaan baie mense en blaas dit op uit proporsie uit. Maar hier's een ding wat ek vandag oor praat, en dit is met die mense met die mense wat reeds hier is, wat nou net hier aangekom het, maar die wat ook binnekort gaan kom, veral die volgende 3 maande. Jy moet jou mind reg kry. Die eerste 3-4 maande gaan rof wees. Nou ek praat nie van rof met alle woorde, Jessie, ons gaan op straat sit, ons gaan sukkel om goed te kry nie. Ek praat van mental, rof. Jy gaan in die eerste week dink by myself, Jessie, het ek nie 'n moeë fout gemaak nie. Of jy gaan dink, nie net die eerste week, het gaan 'n ruk aanhou. Jy gaan vir die eerste 3 maande so erg verlang Suid-Afrika toe in jou familie toe, dat jy gaan voel jy wil 'n tasbak en terugry. Dit is normaal. Vir almal wat hier kom, dit is normaal. Jy gaan dalk die eerste week hier kom en sien, okay, is lekker soos 'n vakansie, tot die reality jou slaan. So wat ek vir jou wil sê is, jy's nie alleen nie. Hulle almal voel so. Ons almal, ek wat hier gekom het 17 jaar terug, het ook so gedink. Ek het die eerste dag al gedink, ek het 'n bosse fout gemaak om te kom. Maar alhoewel wat ek so gedink het, is toe ek daar by Fort Lauderdale afklim, nie in Orlando, sorry, Orlando in Florida afklim, dus het so bly die warm, het voel of die hel en ek in die hel geskei is met 'n surfdraad. Ek kry nie asem nie. En toe ook, hier kan ek nie bly nie. Maar, weet, jy stoot deur. En kyk hier, 17 jaar later, het ek 'n baie, baie lekker lewe. So die mental part, daai is wat ek vir jou wil sê om voor te berei. Die wat nou al reeds hier gekom het, in die laaste paar weke, of in hierdie week, miskien die laaste 2-3 maande, julle sal agterkom, dis rof. Hou net vas. Gaan net deur hierdie stuk, jy sal deurkom, ek beloof jou. En kyk, as jy kinders hier so het, kyk af na jou kinders toe. Jy doen dit vir hulle, jy doen dit vir jou, maar jy doen dit ook vir jou kinders, en jou nageslag. Want ons almal weet, daar is nie toekoms vir hulle in Suid-Afrika nie. Die wat beplan om te kom, nou weet jy hierdie dinge voor jy hier aankom. As jy met die mindset hier aankom, dit gaan rof wees, sielkundig rof wees. Jy weet, ek gaan emosioneel my familie mis en my warm Suid-Afrika mis, veral die volgende 3 maande as jy aankom. Jy gaan nie ander koue kry as jy aankom, veral die noordelike state waar jy gaan bly. Jy gaan ander koue kry. Jy kan nie hier, is nie die Vrystaat nie, jy kan nie net 2 kortbroeke aantrek as dit koud is nie. Jy moet long johns en langbroek aantrek en long johns onder dit. 2 kortbroeke gaan jou nie help nie. Dit word vrek koud. So, daai ekstra, jy kom in 'n land in waar dit vrek koud is. En dit kan baie dae bewolk wees die hele dag as die son nie. En dit is 'n impak op jou sielkundig. Dit het regtig 'n impak, want jy kom met son in Suid-Afrika uit. En jy kom hier en dit lyk soos doom and gloom. As jy voorbereid is, as jy weet dit kom, en jy is voorbereid vir dit, dan is dit so makliker om te aanvaar, en jy weet dit kom, en dit gaan makliker wees om daardeur te werk. As jy dit nie weet dit kom nie, dan is dit gewoonlik moeiliker en jy sukkel. So, ons het nou al 'n groter klomp mense wat hier kom, obviously gaan daar 'n groter klomp mense wees wat dink, dis rof, ek wil dalk terug gaan of so iets, maar daai berigte wat ons ook sien, daar's kammersdag 'n hoop van hulle wat nou wil terugdraai, is vals. Moenie jou ore uitleen op social media nie, veral nie die mense wat probeer die program blok of stop vir 'n of ander rede. Daar's baie mense wat dit probeer doen, die program sleg maak of so, en is maar, ja, Lucy, meeste van die tyd, mense wat nie 'n ander mens 'n beter lewe wil gun nie, want hy het nie lus of hy's te lui of, weet, te bang om self die proses aan te vat.
So hy sê eerder die sleg, die wat dit try, en probeer hulle keer om te gaan, dat hulle ook in dieselfde panarie of in dieselfde slegte situasie bly waar hulle bly, want hulle wil nie ander moet beter doen nie, dis maar waar dit gaan. Maar die een is die punt wat ek al wil maak vir vandag is, het jou kop net reg, veral in die volgende 3 maande. 3 tot 4 maande hang af waar jy bly. Noordelike state kan dit 4 maande vat, waar dit nog gaan koud wees. Suidelike state, hier in maart maand moet jy begin voorberei. Dan swing hy vinnig. Maart, April is die spring kom, die spring gaan 2 weke lang wees. En dan slaat hy humidity jou, veral die suidelike state, Tennessee, Georgia, Florida, Texas. Florida is op 'n warm die hele tyd. Florida gaan jy op Kersdag in die see gaan swem. Daar by Tampa Bay of Miami Beach of so, East Coast, West Coast. Veral die West Coast van Florida, want hy Gulf of America is warm water. Maar kom die somer, die lekker tye in Florida is die so 'n week of 2 in middel Januarie. En dan begin dit weer warm word. So, dis lekker asemhaltyd. Maar die res van die state, noordelike state, koud. Daai koue kan bly tot Mei maand toe. En dan word dit warm, en dan word dit vinnig warm. So, dis net, please, mindset, kry jou mindset reg, en jy sal fyn wees, ek beloof jou. Gaan nie deur daai eerste 4 maande, eerste 3-4 maande, en die voordeel wat jy het support die hele tyd. Gebruik die support van jou agents wat met jou werk, jou caseworkers, en gebruik die support van jou community en die ander mense wat en daar's baie support nou tussen die ander mense wat aangekom het as refugees, hulle support mekaar ook, so gebruik dit. En dan, please, dis is gister ook genoem, hou jouself netjies en skoon en veilig, en hou op, moenie betrokke raak by enige iets, wat jou nou tronk kan kry nie, want dis eerste maak jy die SA mense se naam gaai, en in die tweede plek, dit kan jou kort pad terugstuur. So, dis my message vir vandag. Get your mindset ready en dan jy sal fyn wees. Ek beloof jou, jy sal fyn wees. Geniet die dag verder. Dankie.